deel van Christus. Ek het dit al probeer verduidelik, en niemand kan dit verduidelik nie, net soos God mysterieus is, mystiek. Jy vat 'n leë bottel en jy gooi hom in 'n dam in. Daai bottel is nou gevul met water. Of die water is in hom, maar hy is ook in die water. Daar's 'n mutual wees in Christus. Bly in hom, hy sê, as julle dan in hom is, bly in hom. Waarom het ons in hom bly? Ons kry in Johannes 15 sê, bly in my, soos ek in julle bly, soos ek in die Vader bly, so moet julle ook in my bly, as julle baie vrugte, so hy praat primêr eintlik met die disippels, hy is besig met die disippels, moet nooit die Bybel uit sy konteks uitvat, eerste kyk na sy konteks, hy praat met die disippels, hy sê, julle moet in my bly, my Vader het julle by my ingeplant, ek is nie by julle ingeplant nie, die Vader het my, of julle by my, ek is die wingerdstok, ek het die sap van God, die symbool van die Heilige Gees, die sap, gaan nou deur ons ook, want julle is by my ingeplant, daarom kan julle nie vrugte dra nie, want as julle nie vrug dra nie, word julle afgekap, en daar kom die waarskuwing, en die bedote word in die vuur gegooi, daar is die waarskuwing, daar kom die idee van vuur vandaan. So ons word gered om by Jesus Christus ingeplant te word deur die Vader, of in hom te wees, en hy in ons. En dan die kritieke vers, wat gebeur met mense wat in Christus sterf? Paulus gee vir ons hierdie versekering. En daar's baie, dis nie, maar gebruik Romeine 8 ter wille van die tyd. Paulus sê wat? Daar is dan nou, die dan beteken idee wat hy mee begin het om dit voor te sit, daar is dan nou geen veroordeling. Geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Nou sê mense nou maar, praat dit van, hoe werk dit? Want hy sê die wet van die Gees van Christus het jou, wat in Christus die lewe gee. Die Heilige Gees gee in Christus die lewe, sodat jy nie sterwe nie. Sodat Johannes sê, al het jy gesterwe, lewe jy nog steeds. Kan nie sterf nie, want Christus is in jou. As 'n gelowige in Christus Jesus sterf, bly hy vir ewig in Christus. Daar's nie van, as hy sterf, is hy uit Christus, en dan gaan hy na die graf toe, en dan word hy weer opgewek, en dan kry hy weer Christus, hy verloor Christus, want dis gnosticisme. Dis gnosticisme wat vir ons leer dat Jesus het eers die Heilige Gees ontvang toe hy gedoop is. So hy was in die Heilige Gees, en toe buite die Heilige Gees, toe gaan hy nou weer, toe hy op aan die kruis sterf, en die moslims glo dit nie, hulle glo Jesus is weggeraap, die profeet Jesus, hy is in die hemel opgeneem, en God het oorverblinderheid gedoen deur 'n ander man in Jesus se plek te laat kry. Dis 'n in en uit God. Ons kan nie daarvan ewige getuienis in die Bybel kry nie. As jy in Christus is jy in hom, en kan jy nie sterf nie. Daar is baie mense wat dink hulle is in Christus, maar hulle is nie in Christus nie. Soos Johannes ook sê in Johannes 1, hy sê, 2, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie regtig deel van ons nie. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie regtig deel van ons is nie, daarom het hulle van ons uitgegaan, die gnostici. Maar as mens regtig in Christus is daar geen veroordeling meer nie. Daar staan dat Paulus wat ons die idee gee, self gebruik die woord en Christus oor die 600 keer in die Nuwe Testament. In Christus. In Christus. In. Hy kan dit nie onderbeklemtoon nie. Ek kan dit nie ook nie oorbeklemtoon nie. In Christus. In Christus ons hoop vir redding. In Christus. Kyk wat sê Paulus in Filippense 1 vers 23. Filippense 1 vers 23.
Wat is in Paulus se gedagte as hy hiervan praat in Filippense? Paulus is besig om te sterf. Hy weet hy gaan sterf. Hy is wel bewus daarvan. Hy is vasgeboei tussen wag hy om te hoor of die keiser hom gaan genadig wees al dan nie, of Nero hom sy lewe gaan spaar of nie. So hy weet my dood lê voor. Kans is baie goed, want hy praat in Filippense dat ek dit nie gaan maak nie. Wat doen hy? Treur hy daaroor? Nee, hy gebruik die beste van die geleentheid om aan die wag, die keiserlike, die koninklike wag, die evangelie te verkondig. Dankie dat u my hier gebring het, sodat ek die ware Christus aan hulle kan verkondig. En dan praat hy van homself, Filippense 1:23. Hy begin by 20, maar as ek liggaamlik bly leef, beteken dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. So hy hoop om nog te kan werk, en ek weet werklik nie wat om te kies tussen die lewe en die dood nie. Want sy verwagting is dat hy gaan sterf. Hy sê ek is in 'n tweestryd gewikkeld. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste is om heen te gaan en om by Christus te wees. Christus is al reeds in hom. Maar daar's 'n ander aspek van om by hom te wees. En jy kan onthou die dief van die kruis, of die, wat nie weet nie wat 'n misdadiger was wat gekruisig is nie. Wat hy vra vir genade en erken Jesus Christus as die koning, want hy sê, as hy in die koninkryk kom. So, daar's tog 'n belydenis wat hy aflê, voor Jesus vir hom sê, ek sê, nie soos die 7de dag Adventiste wat sê, ek sê vir jou dat, of ek sê jou in hierdie dag, vandag dat jy sal jy saam met my. Die regte vertaling in Grieks is, ek sê, dat jy nog vandag saam met my in die paradys sal wees. Paradisos. Dat jy in my heerlikheid sal wees. En paradys is nie 'n plek, almal dink in terme van paradys. Dis die plek soos die wat ons in Genesis vind, waar daar dis bome en vrugte en riviere en mooi diere en pragtigste natuur skoon. Paradys is altyd waar Christus is. Daarom kan ek vir hom sê, vandag sal jy saam met my in paradys wees. Jy sal saam met my wees, jy sal by my wees in hierdie hemel. Paradys ook, die begrip is die hemel. En waar kom die idee vandaan in Lukas 16 vers 23 of Lukas 16 praat dit van die ryk man en die Lazarus land aan die boesem van Abraham. Boesem van Abraham is 'n algemene Hebreëse begrip, is dat die persoon gered is, want Abraham is die vader van die geloof, en in hierdie gelykenis wat Jesus vertel, vind die arme man in die boesem van vader Abraham. En waar bevind die ryk man? Nou, daar's baie teologiese verskil aangaande die vlam en die vuur, want aanhoudend word gepraat van vuur, maar jy moet onthou, God is 'n verterende vuur, so as hy praat van die vuur, beteken dit God se oordeel. By Elia op die berg Karmel, vuur. Weereens, die interpretasie daarvan is soos weerligstraal. Het jy al weerlig gesien, aanhoudend slaan op 'n plek, wat iets aan die brand slaan? God is 'n verterende vuur, hy is 'n consuming, hy verteer. Hierdie man sit, omdat hy nie Moses en die profete respekteer en sy broers ook nie, sit in hierdie vlam, dis God se oordeel, teken van God se oordeel. En dit baie mense, selfs as die praat in terme van hel. Ek het goeie en slegte nuus. Die goeie nuus is waarskynlik nie 'n regte vuur, die slegte nuus is miskien 10.000 maal erger, is 'n vuur. Want ek ly smart in hierdie vlam. Ek kry seer. Dis 'n plek waar niemand heen wil gaan nie. As hulle net regtig weet hoe erg die hel is, sal mense nagmerries kry. En ek het gedink vandag, as ek praat daaroor, en ons gaan volgende week in die grafiese detail weer 'n bietjie ingaan, hoe Jesus dit beskryf.
Dit is vreeslik om te val in die hand van die lewende God. Hy alleen is die lewende God. In Christus die lewende God. En dit is vreeslik om in sy hand te val. Dit is gruwelik. Wie van julle onthou die TV-reeks Scare Tactics? Jy het daar al gekyk. Dat is seker so 10 jaar terug, Scare Tactics. Waar hulle mense bang maak. Hulle maak mense verskriklik bang. Hulle sal 'n man vat in die middernag en hom vat na 'n plek wat lyk soos 'n kar wat uitgebrand is en hierdie ander persoon klomp dele sien lê, en dan is dit maar net nagemaak op die kamera sodat mense kan bang maak. En of die ou vra hulle vir die persoon, are you scared? Are you really scared? En dan weet hulle dat dit deel geword van hierdie program, Scare Tactics. Die Bybel speel nie speletjies met die hel en wat dit is. Die gruwel van die hel wat ons sal na kyk, waar die wurm nie verteer. Al kan ons dit simboliek interpreteer, die gevaar lê, dit is baie erg. As dit sou Jesus nie kom waarsku van die smart wat voor lê, lê smart in die vlam. Maar dit gebeur nie met hulle wat inwoon by Christus nie, want Paulus in Romeine 8 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. Kan nie aan Christus wees en hel toe gaan nie. Kan nie daar gaan brand vir ewig, want die baie sê nee, dit is nie vir ewig, maar ek wil graag volgende week kyk na Renaissance, hierdie, sy naam is Philip Liebenberg, sy idee van hoe hel deur al die jare ontwikkel het. Wat hy baie voorveronderstellinge maak en goed sê wat nie waar is nie. Maar Jesus sê, selfs vir die van die kruis vandag, sal jy saam met my in paradys, in die boesem van Abraham wees. Paulus sê ook in 1 Korintiërs 15, as jy nie glo in die opstanding, wat gebeur in so 'n persoon wat nie na die hel toe gaan in 1 Korintiërs 15, hy word opgewek in nuwe vlees, 'n verheerlikte vlees. Want dis die hoop van Paulus. Nou sal mense sê, o ag, arme Paulus het gedwaal, hy het nie regtig die goed geglo nie, hy het maar net so gesê om mense weet te laat troos en wat Paulus praat indirek en ons moet na Paulus gaan kyk veral om hierdie dinge te verstaan. Vir hulle wat in Christus is, word by die opwekking van vlees word ewige vlees gegee. Hulle woon in by Christus. Paulus praat ook van geestelike liggame, so hierdie is 'n besonderse liggaam wat mens kry totdat die laaste basyn, sê Paulus, binne 'n oomblik en oogwink 'n basyn sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word en met onverganklikheid bekleed word. Dis die hoop van mense wat in Christus sterf. Dis die hoop waarin ons vashou. Want in 1 Tessalonisense praat hy van dieselfde, 4 vers 16. Die wat in Christus kan nie sterf nie. Hy gaan maar net oor na 'n volgende, nie soos die van die, ook weer eens die Adventiste glo, as jy daar lê, praat hulle van sieleslaap. Jy lê daar onder in die grond en wag tot jy Jesus se stem hoor, dan word jy opgewek. Nee, daar's 'n ewige bewussyn van wees, net soos die ryk man en Lazarus, die idee word geskep dat hulle onmiddellik bewus was van waar hulle is en waar hulle hoort. En ons sal opgewek word, net soos hy sê in Tessalonisense, uit die van verganklik na onverganklik. In Tessalonisense 4 vers 16 sê hy, want die Here self sal met 'n bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom en diegene wat in Christus gesterf het. Hulle wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. So, as ek julle verlaat voor die tyd, sal ek julle vooruit gaan. Ek sal eerste saam
uitgeroep word deur die trompetgeklank, wat eintlik praat van Jesus se stem, en as hy praat in die berg met Moses, aanvanklik klink soos trompet, basyn geklank, so praat hy, met daai roep sal hy sê, kom uit, soos hy vir Lazarus gesê het, nie staan op nie, want mense sê as Jesus gesê het vir Lazarus, in steede van Lazarus kom uit, dan sê hy, kom uit, want al die mense in die graf opgestaan, soos hulle toch doen na die aardbewing, na Jesus se dood. Maar hy sê, Lazarus staan op, hy noem hom met die naam, staan op, in sy of by sy wederkoms, dis wat hy ook gesê het in die einde van hoofstuk 1 van 1 Johannes, wat hy sê, bly in hom sodat ons nie beskaamd sal staan by sy verskyning. Die woord daar is nie wederkoms, dit is eintlik by sy verskyning, parousia. Wanneer hy verskyn, dat ons nie sal sê klippe of berge, heuwels bedek ons van sy aangesig. Ons hardloop weg, want ons is bang om in sy teenwoordigheid te staan, want ons staan rooi en beskaamd, soos Adam en Eva hulle naaktheid besef het. Versmind op. Jy ken almal die gedeelte van die groot wit troon oordeel. Openbaring 20. Openbaring 20 praat dit van die oordeel van God, waar alle dooies opgewek sal word. En voor die groot wit troon staan. Maar interessant, Paulus praat ook van 'n regterstoel van Christus, in 2 Korintiërs 5 vers 10, alle gelowiges sal voor die regterstoel van Christus staan, 2 Korintiërs 5 vers 10, dit beteken almal gelowiges sal ook voor die regterstoel staan. Om wat gedoen te word? Om geoordeel te word? Nee, daar is dan nog geen veroordeling vir hulle wat in Christus is. Om beoordeel soort te word, dit het jy gedoen, jy moes dit eintlik gedoen het, miskien gaan jy een minder diadem kry, een minder kroon kry, want jy moes dit gedoen het, jy het dit nie reg gedoen nie, jy het dit verkeerd gedoen, so daar is 'n beoordeling, 'n regterstoel van Christus, in die idee dit is soos daardie tydse spelers, wat die Griekse spele wat hulle aangebied het, was daar ook 'n podium, eerste, tweede, derde. Die idee is daardie persone wat in die wedloop deelneem, daarom sê hy Hebreërs 12 vers 1, met die oog gefestig op Jesus, hardloop die wedloop, om goed klaar te maak. Maar dit geld slegs vir die wat in Christus is, in hom bly, in hom volhard. En waar begin dit? Baie mense sê, Jesus must have residence. Hy moet residensie kry. Dan sê hierdie een teoloog, hy sê, mustn't give Jesus a residence. You must give him presidence. Hy moet jou regeerder word. Hy moet presideer ons. In hom. En wat die Ou Testament wat hier Philip Liebenberg na verwys, interessant, hy praat van die mense het verskillende idees gehad van die wat dood is. Die Ou Testament basies glo in Sheol, die plek van die dode. Dit is die Hebreëus vir die plek van die dodes. Selfs Abraham is daar. Selfs Dawid is daar. Moses is in Sheol. Alle mense is in Sheol, die doderyk. Wat sê hulle? Hades of Hades. Hulle is daar, volgens die Ou Testamentiese begrip. Maar daar is 'n skeiding tussen hulle, soos ons kry in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus. Daar is 'n skeiding in die doderyk. En ek wil graag glo wat ander mense gesê het aangaande Jesus se opstanding uit die dood, waar Jesus kon sê in Openbaring 1 vers 18, hy sê, ek lewe vir ewig en ewig, sê hy, vir Johannes by Patmos. Ek lewe vir ewig en ewig. Want hy die lewe is. En wat sê Jesus ook? En ek het die sleutels van die doderyk, van Hades en die doderyk. So, iewers by Jesus se kragtige opstanding in die dood, glo mense, daar skering plaasvind, dat Jesus die gelowige siele weggevoer het, as deel van die paradisos, waar hy is.
So wat gebeur met gelowiges in Christus? Waar in Christus ook al is, daar is hulle. As hulle in die doderyk is hulle by Christus, maar hulle is waar hy is en bly by hom tot die opstanding van die vlees, wat Paulus in 1 Korintiërs 15 van praat. Hy sê, maar ek lewe vir ewig, en ek het die sleutels van die doderyk, wat hulle interpreteer, hy het hierdie gedeelte van die doderyk weggevoer as deel van die paradys. Wat is die slegte nuus vir die wat nie glo nie, vir die wat buite Jesus Christus sterf? In my jare en as polisiekapelaan weet ek hoe werk 'n voorverhoor, of hoe werk houselle. Baie mense ken die woord housel. Wat is housel? Jy word daar gehou tot jou verhoor plaasvind. Daardie deel van die doderyk is nie 'n goeie gedeelte om te wees nie. Want wat gebeur? Mense word gearresteer deur die polisie, hulle word na die polieselle gehou, hulle mag nie daar langer as eintlik vir 72 uur gehou word nie, dan moet hulle van hulle verskyn. Maar dan kom die groot trok met tyker 100 trokke met 100 personiers aan na die Palm Ridge Court toe, en dan word hulle begelei deur die polisie wat hulle noem na houselle toe. Daar's een toilet vir 30 mense. Hulle bly daar want hulle moet voor die hof verskyn. Hulle moet geoordeel word. Hulle moet vonnis gegee word. Die meeste van hulle word vonnis is klaar skuldig. So ek sal nie daardie rigting gaan om te sê dat hy praat in Openbaring 20 van die oopmaak van die boeke en om te sien wat alles daarin geskryf is, of die dade wat mense doen. Ek sal nie daai rigting wil gaan nie. Want God se sin vir geregtigheid is nie ons sin vir geregtigheid. Ons mag dink hierdie is nog regverdig, dis reg wat hulle doen. God dink nie so nie. Hy het sy perfekte seun 'n perfekte dood laat sterf, sodat ons nie daarna toe te gaan nie. Die wat buite Christus, wat hy sê Openbaring 20 vers 12 van die boeke is opnames van die dade van die wat mense gedoen het buite Christus. So dis nie iets om te sug van verligting. Dan ek het nog 'n kans. Ek het nog 'n kans. As nie 'n waarborg nie, want jy is in 'n houselle. Jy word in 'n houselle gehou totdat jy voor hom moet verskyn. Wat elke daad, elke gedagte, elke verkeerde bedoeling ontleed. Sy oë soos 'n vuurvlam, sê Openbaring. Dit deurpriem alles en sien tot in die binneste van die siel. En wie wil nou na die houselle toe gaan? Kom ons sluit af, hoekom so kras Dries? Waarom is jy so kras? Kras nie, ek sê maar net wat die Bybel sê. As kinders van Adam, ons is dubbelskuldig. Ons bly dubbelskuldig ons hele lewe lank. Tensy ons laat versoen met Christus. Want nommer 1 is ons kinders van Adam. Adam se sonde lê ook in ons gene, ons gewoontes, ons geneigtheid, wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen. En neig na Adam, die gevalle Adam. Adam het God aanstoot gegee. En Jesus kom en hy neem die aanstoot weg vir die wat glo. Dan moet ek ter afsluiting sê, Hebreërs 2 vers 1 tot 5. Gee 'n dringende waarskuwing. Hebreërs skryf aan Jode wat wil terugval na die Joodse geloof en nie vasgehou het aan Jesus Christus nie. Dan gee hy hierdie skrywer sê Hebreërs 2, daarom moet ons soveel des te meer aandag gee of ag gee op die wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie, want as die boodskap wat deur engele verkondig is inderdaad bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige straf ontvang, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? God neem die aanstoot weg. Ons sê nee, ons sal maar self met God se aanstoot deel. Ons sal sien as dit daar kom eendag, as dit daar kom, sal ons sien. Wat sal gebeur, sal gebeur. Hy sê nee, hoe sal ons so 'n groot saligheid veronagsaam as ons nie daarop let nie? Soos ons vanoggend gesê het met die studie hier, die onsigbare God wat Moses moes voorsmeek, toon my die aangesig, dan sê jy kan nie my aangesig sien en bly lewe nie.
wys homself aan God. Hier kry ons die twee kante van God. Hy sê, as God by Moses verby trek en sy hom verberg en skeur van die rots, gaan hy en dan sê hy, Jahweh, Jahweh. Maar oor dit ek is die lewe, ek is. Maar hy gebruik die woorde barmhartig en genadig. Dit is mooi in Grieks, rachum en kanun, harek, gesed. Ek is die lankmoedige, groot ontfermende God van liefde en trou, wat liefde en trou bewys aan duisende van die wat my liefhet, my gebooie bewaar. Maar wat sê, ek sal geen sonde ongestraf laat bly nie. Ek sal straf, sê die Here. Hy skep ons behoort aan hom. Na die skepping gee ons vir hom aanstoot. In steede daarvan ons almal wanneer ons sterf, dis wat God eintlik, ons sou dit doen as ons God was, ons sou gesê, skiet vir die woord, na die hel moet jy gaan. Almal van julle gaan hel. Deur Jesus Christus kom hy. En hy gee sy lewe vir die wat in hom glo. Hy gee vir hulle die ewige lewe. Hy gee vir die Heilige Gees wat vir altyd met hulle sal wees. Want hy lê sy vlees af as 'n wel aangename offer in ons plek. Want ons vlees sou 'n slegte offer aan God gebring het. Want dit is 'n vlees wat sondig, wat gestraf moet word. Maar Jesus kom in sy sondeloosheid. En hy betaal die losprys vir ons sonde. Daarom moet hy ook sê in Hebreërs 10 vers 29, regtig taal. Wat sê Hebreërs 10 vers 29? Ook 'n waarskuwing. Vers 28, 10 vers 28. Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van die 2 of 3 getuies sonder genade. Hoeveel erger straf, dink julle, sal iemand verdien wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die verbond wat heilig is gering geag het en die gees van genade geminag het. 3 keer skuldig, dubbel verwerping van die Seun van God. Dan moet sulke mense, hulle moet na die ewige oordeel gaan. Hou sy hulle, wag vir die laaste oordeel. Mag ons hierdie eerste gedeelte begrip hê. Hoe gaan ons hierdie groot wraak van God ontkom as dit nie in Christus is nie? Ons het 'n keuse, ons is in hom of ons is buite hom. Swart en wit is in hom of is ons buite hom. Ons kan nie uit hom wees, ons kan net een van 2 plekke wees en as ons in hom is, sal ons paradys sien. Sal ons by hom vir ewig wees. Mag die Here vir ons help. Ook die wat na die video kyk, besef, tyd is min, die ark se deur is nog oop, dit gaan nie meer baie lank oop wees nie. En as jy nie in die ark is nie, het jy probleme. Want God sal die wêreld oordeel met nog, soos hy nog nooit, daarom dat Jesus het gewys. Groot oordeel kom, wie sal sy oordeel ontvlug? Kom ons bid, ek gaan vir 30 sekondes gee, jy kan nogal baie vir die Here sê in 30 sekondes, maar sluit die oë, en as jy sê, hy is nog nie president in my lewe nie, hy is nog nie koning in my lewe nie, daar's nog tyd om te sê, Here, ek wil in u bly, ek wil hê u moet in my bly, en ek wil in u bly. Kom ons bid, en dan gaan ek vir ons afsluit. Vader, u hoor elke woord van versigtiging, u hoor elke woord van
berouvolle bekering, en u sal 'n rokende lampet nie uitdoof, en 'n geknakte riet nie breek nie. Daarom weet u, as ons, Here, soos die dief aan die kruis, nie 'n lang belydenisgebed gehad nie, het gesê, dink aan my, as u in die koninkryk kom, of in die ryk kom. Here, die tollenaar wat sê, wees my genadig, wees my 'n sondaar, 'n sondaar is genadig, sal u hoor, sodat ons nie sal gaan na die plek van die toorn, wat die brandende vuur is. Here, want sekerlik sal die reg en geregtigheid laat geskied van die wat Christus se bloed verwerk het, soos die Hebreërs sê, wat gees van genade gesmaad het, en die bloed van die lam geminag, en die testament as onrein geag het. Mag ons nie soos die Hebreërs wees aan wie geskryf word nie. Want hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot heerlikheid, so 'n groot redding verontagsaam? Mag ons gevind word in Christus, binne Christus, dat ons in hom woon, dat hy in ons vertoef, sodat ons weet dat ons die ewige lewe het, omdat U so sê, omdat ons dit glo. Help ons as ons volgende week kyk ook na die grafiese, in meer detail na die hel en die graf, en die paradys begrippe, sodat ons nie vals leringe sal glo aangaande hierdie dinge, maar kyk na wat U woord vir ons wys. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.